Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn belewenis vir hierdie week. Dis lekker om weer op so 'n manier saam met jou te kuier en vandag reis ons so 'n bietjie deur ons tweede pilaar en kernwaarheid in ons gemeente. Maar voordat ons daarby uitkom, ek onthou toe ek as tiener was in die vroeë 2000s, middel 2000s, het ek grootgeword in die kerk natuurlik. En ons het daai tyd 'n so lap armbandjie gehad wat hier rondte gedoen het. Ek weet nie of jy ook so een gehad het, die meeste van ons het seker. Nou op die armbandjie het daar die akroniem gestaan WWJD. In Engels vertaal dit What would Jesus do? As mens kyk na hierdie prinsip, dit was uitgebring, hierdie armband was uitgebring in die laat 18 of 1980s deur 'n jong jeugleier en sy het dit eintlik gekry van 'n boek af wat genoem is In His Steps, wat geskryf het deur Charles Sheldon in die laat 1800s. En in hierdie boek volg hy 'n pastoor met die naam van Henry Maxwell. En hy en sy gemeente besluit op 'n dag, nadat hulle iets beleef het, dat hulle vir 'n jaar hierdie vraag eers te gaan vra, voordat hulle enigiets doen, voordat hulle enige besluite neem, voordat hulle reageer op enigiets, gaan hulle self hierdie vraag afvra. What would Jesus do? En dis op die einde van die dag waaroor Christendom gaan, is ons moet onsself afvra, wat sou Jesus gedoen het in hierdie situasie? Dis is wat ek vroeër genoem het, is ons besig met deel 2 van ons Hoekom reeks, waar ons kyk na ons kernwaarhede van ons gemeente. Nou laasweek het ons 'n bietjie stilgestaan met die waarheid van evangelisasie en hoe mense Jesus se liefde op ons gesigte moet sien, hoe ons gesigte moet straal van blydskap, omdat Jesus in ons harte woon. En vandag staan ons bietjie stil by die tweede een van dit, en dit is disippelskap. Nou ons vind hierdie 3 kernwaarhede, evangelisasie, disippelskap en rentmeesterskap, in 'n baie bekende vers in Matteus 28. Dit sê die volgende: Gaan dan na al die nasies en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou laasweek het ons gekyk na gaan dan na al die nasies, evangelisasie. En vandag die tweede deel van hierdie, en maak die mense my disippels. As ons kyk na disippelskap, dan kyk ons na hoe ons moet verander om al hoe meer soos Jesus te word terwyl ons hom volg. Nou wat is disippelskap nou eintlik? Dit is 'n terme wat baie gebruik word en baie tot 'n mate ook soms misbruik word in my opinie. En dit kom oorspronklik, die woord disipel kom oorspronklik van die Grieks mathetes. Nou dit beteken letterlik om 'n student of 'n leerling van iemand te wees. So as ek sê ek is 'n disipel van Jesus, beteken dit ek is 'n student of 'n leerling van Jesus. Dietrich Bonhoeffer, die baie bekende gevangene in die Duitse Reich, soos wat hulle dit genoem het op 'n slag hierdie gesê: Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Dit beteken dat die kern van Christendom, van Jesus volgelinge, is disippelskap. Sonder disippelskap kan mens daai Christianity eintlik die Christ uitvat, Christus uitvat, en dit sê vanity, wat beteken alles is verniet. Sonder Christus, sonder disippelskap, is Christendom te vergeefs. Nou, hoe lyk disippelskap in ons lewens vandag? Dit het heeltemal anders gelyk hele paar jaar terug, en toe die disippels net begin het met hulle werk nadat Jesus opgevaar het, het dit heeltemal anders gelyk as hoe disippelskap vandag lyk. Ek gaan vandag 'n punt maak, en dit is dalk nie 'n maklike punt om te hoor nie, of 'n goeie punt wat jou goed laat voel nie, maar disippelskap kom met 'n prys. Disippelskap gaan soms ongemaklik wees. Jy waarskynlik meerderheid van die tyd ongemaklik as gemaklik. Maar dis die moeite werd op 'n einde van die dag. Dietrich Bonhoeffer het ook toe verder gesê dat salvation is free, but discipleship will cost your life. Dit beteken dat disippelskap regtig 'n punt is waar ek my lewe moet neerlê ter wille van Christus. Nou, wanneer laas het jy jouself hierdie vraag afgevra? Is ek regtig op die punt van my lewe waar ek my lewe sal neerlê, sal prys gee vir Jesus? Is ek bereid om alles op te offer, alles te laat gaan vir Jesus? Dit is 'n vraag wat ons onsself gedurig moet vra in hierdie disippelskapproses. Is ek op 'n punt waar ek my lewe sal prys gee vir Christus? En vandag wil ek 'n bietjie hê ons moet kyk na 'n baie bekende gedeelte uit die evangelie van Markus. En nou wil ons met 'n nuwe disippelskap vorm of proses benader. Ek gaan dit noem die 3 V's van disippelskap. Die eerste een is volg. Dis proses in jou kop. En die tweede een is verander, 'n proses in jou hart. Nou die derde V is versprei, wat 'n proses van jou hande is, dit wat jy doen. So kom ons kyk bietjie na hierdie teks. Dis 'n baie bekende gedeelte. Jy sal dit sommer dadelik herken.
Dit gaan as volg, Markus 1 vanaf vers 16 tot 17. Terwyl hy langs die see van Galilea loop, het hy Simon en Andreas, die broer van Simon, net in die see sien uitgooi, want hulle was vissers. Jesus sê toe vir hulle, volg my, en ek sal julle vissers van mense laat word. Daai baie bekende sonnaarskool gedeelte wat ons geleer het dat ek is 'n visser vir Jesus. Is 'n baie bekende gedeelte hierdie. Maar kom ons kyk so 'n bietjie anders daarna. Kom ons vat hierdie 3 V's uit hierdie teks uit. Die eerste V is 'n besluit of 'n proses in jou kop. En dit is om te volg. 'n volg Jesus proses. Markus skryf daai gedeelte, die eerste gedeelte sê hy, volg my. Volg my, wat beteken dit? Dit is nie iets wat net gebeur. Dit is nie iets wat net outomaties is. Ek dink baie keer dink ons dat as Jesus volgelinge, dat as ons tot bekering kom, is ons outomaties 'n disipel van hom. Maar dis nie noodwendig so nie. Disipelskap is 'n intentionele besluit om Christus te volg. Maak nie saak wat gebeur nie. Om op aan te hou volg die res van jou lewe. Lukas skryf in hoofstuk 9 vers 23 die volgende. Toe het hy vir almal gesê, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg. Let op die werkwoord wil. Dit kom voor in Johannes 12 vers 26 ook, waar hy sê, as iemand my wil dien, laat hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienskneg ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Weer hierdie werkwoord wil. Dit wil vir my sê, dit is nie outomaties nie, maar 'n intentionele besluit waar ek 'n kop skuif moet maak, waar ek sê, ek wil dieper, ek wil meer van Christus. Want onthou, 'n disipel, soos wat ons in die begin gesê het, is 'n leerling of 'n student van iemand. Nou hierdie gedeelte in Johannes sê, en waar ek is, daar sal my dienskneg ook wees. Hoe kan ons Jesus wil dien? Ons moet meer saam met hom wil tyd spandeer. Ons moet meer weet waar hy is. Meer in gebed wees, meer in aanbidding wees, meer in die woord wees. Want dit is waar hy is. Dis waar ek hom ontdek, hom leer, ken, is in die woord, in gebed, in stilte tyd. Maar ek moet 'n intentionele besluit maak dat ek Christus wil volg. En Christus wil leer ken in my lewe. Iemand het op 'n slag gesê, jy is altyd so naby aan God, soos wat jy kies om te wees. En dis 'n moeilike waarheid wat ons tot begrip moet kom, dat ek altyd so naby aan God sal wees, soos wat ek kies. My keuses bepaal hoe naby ek voel aan God, want God is altyd hier by my, God is altyd so naby, soos wat hy sal wees. Maar, hoe naby jy voel aan God, hang af van jou keuses. As jy kies om regte besluite te neem, dan voel jy nader aan God. As jy kies om hom meer toegewy te volg, dan voel jy nader aan God. Want jy is altyd so naby aan God, soos wat ek kies om te wees. So die eerste besluit, of die eerste V is, om hom te volg, om werklik die besluit te neem, intentioneel. Nie net aan te neem dat ek nou 'n disipel is van God, omdat ek nou 'n Christen is nie. Maar om 'n besluit te neem om hom te volg, om hom te leer ken in al my weë. Die Bybel sê, ken hom in al jou weë. Dit doen ons deur gebed. Dissipline is in ons lewens in te sit. Gebed, vas, aanbidding, in die kerk op, by die kerk jou tyd te offer. Dit is hoe ek meer van Christus leer, en hom beter kan volg. En die tweede V is 'n beweging in jou hart. En dit is die V van verandering. As ons kyk na ons teks, dan sê dit, volg my, en ek sal julle iets laat word. Dit wil vir my sê dat Jesus in disipelskap ons verander. Ons verbeter. Ons kan nie meer dieselfde wees nie. Dallas Willard het op 'n stadium gesê, discipleship is the process of becoming who Jesus would be if he were you. Dit is so mooi gesê dat, as Jesus jy moet wees, wat moet jy doen om daar te kom? Dis die proses om te word wat Jesus sou wees as hy jy was. Om te strewe na perfeksie. Ons gaan nooit daarby uitkom nie, om te strewe met alles in my weë om meer soos Christus te wees. So 2 weke terug het ek gepreek uit 2 Korintiërs 5. En vers 17 van hierdie hoofstuk sê, daarom as iemand 'n Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. Christus vorm in ons hierdie begeerte om te verander, hierdie begeerte om te vernuwe. Ek het in die week gesels met kollega Marlo, en ons het 'n bietjie gepraat oor vrug,
die vrug wat ons dra, dat ons nie die vrug wat ons dra kan manipuleer of verander nie. Dit kom van self. Maar ons kan wel die grond om die boom verander. As ek dink dan aan 'n boer wat met vrugte boer. Hy kan nie as hy die saad plant, die vrug aan die boom net verander nie. Maar hy kan wel die grond manipuleer. Hy kan wel goed in sy omgewing of om hom beheer, sodat die vrug optimaal sal funksioneer. Dalk moet ons gaan op 'n punt waar ons liewers daaraan sal dink. Liewers rondom ons sal kyk en goed uit ons lewe uitvat wat ons vrug beïnvloed, want dit is verandering. As ons soms wil verander, moet ons soms kyk rondom ons, wat keer ons om te verander? Ons moet aandag gee daaraan. Warren Wiersbe, 'n teoloog in die 1900s, skryf hier volgende. Hy sê discipleship is a daily discipline. We follow Jesus a step at a time, a day at a time. Disipelskap is nie iets wat net onmiddellik gaan gebeur nie. Ek gaan nie onmiddellik hierdie perfekte disipel wees vir Jesus nie. Dit is 'n proses. 'n Ding wat stap vir stap gebeur. Soos wat jy 'n olifant eet, nie als op een slag nie, maar rappie vir rappie. 'n Stap vir stap. Dag vir dag, want dit is wat disipelskap is. Disipelskap is nie hierdie eenmalige ding wat gebeur, eenmalige verandering in jou hart nie. Maar dit is daai proses wat ek stap met Christus. Waar ek goed om my wat beheerbaar is, bietjie na kyk en sê steel dit dalk my vrug. Staan net in my pad om te verander en dit dan aan te spreek. Dan die derde V is 'n verandering in jou hande. En dit kom by die V van verspreiding. Nou hierdie is 'n baie moeilike gedeelte, want ons het laasweek gesê dat wanneer mense na jou kyk, sien hulle Jesus. En hoe mense Christus baie keer ervaar, is deur die aksies en die woorde van Jesus volgelinge. Ons is ambassadeurs, ons het gekyk na die woord. Ek is 'n ambassadeur vir Christus. Wanneer ander na my kyk, sien hulle Christus. En dit is hoe ons op hierdie dag die evangelie ook versprei, deur ons woorde en ons aksies, en ons gedagtes. Markus 1:17 sê weer, vissers van mense. Hoe word ons 'n visser van mense? Dit is baie interessante vraag, want om Jesus te volg, ons het vroeër gekyk, om Jesus te volg, beteken dit jy moet jouself verloon. In Engels, you must deny yourself. Dit beteken ek moet myself en my agenda onderwerp aan Jesus. Aan Jesus se plan vir my lewe. Al is dit nie altyd maklik nie, al is dit nie altyd lekker nie. Maar ek moet dit doen. Lukas 9, soos wat ek gesê het, vers 23 sê, as iemand my wil volg, as iemand my disipel wees, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg. Ons kan nie onsself, ons agenda, eerste prioriteit in ons lewe gee nie. En met hierdie wil ek 'n bietjie van 'n illustrasie dien. Kom ons vat nou byvoorbeeld 2 sirkels. As jy jouself en Jesus in een van daai sirkels moet plaas. Baie keer in vandag se samelewing lyk die sirkel as volg. Ons plaas onsself en ons agenda gewoonlik in die hart van ons lewens. Dit is ons dryf, is ons agenda. Dit wat ek wil wees, dit waar ek wil kom, wat niks verkeerd is meer noodwendig nie. Maar baie kere plaas ons dan Jesus buite onsself. Ons skep prentjie van Jesus wat gevorm is deur ons ervaring of ons agenda, dit wat ons wil hê hy moet wees. Dit is hoe ons skep. Maar om optimaal 'n disipel te wees, optimaal te kan versprei, moet hierdie sirkel anders omlyk. Dit moet wees van ek stel my agenda, myself buite, ek stel Jesus in die binnekant. Want dit sê my agenda is nie so belangrik soos wat Jesus se doel vir my lewe is nie. Soos wat Jesus se doel van die evangelie is nie. Ek kan myself nie in die binneste plaas waar ek dit sê dat dit meer belangrik is as Jesus nie. Dit is 'n eenvoudige prinsip, maar tog sukkel ons so baie keer dat ons onsself bevind in die middel van hierdie sirkel en nie Jesus nie. Intentioneel of onintentioneel, dit gebeur. Maar Jesus sê ook in Lukas 9, nadat jy jouself moet verloon, moet jy jou kruis opneem. Nou hierdie is dalk iets wat ons dalk ook nie so mooi verstaan nie, maar om jou kruis op te neem beteken dit ek is bereid om die pad te stap wat Jesus gestap het. Nou as mens kyk na die kruisigingsstorie van Jesus, dit is 'n pad van bespotting. Dit is 'n pad van kritiek. Dit is 'n pad van almal wat neergekyk het op hom. Dit is 'n pad van vernedering waar hy sy eie kruis moes dra, waarop hy sou sterf. Dit is soms wat dit is om 'n disipel te wees. Dit is nie lekker altyd nie, dit is nie altyd maklik nie. Soms word ons verneder.
Soms voel ons dat ons gekritiseer word vir ons geloof. En ten spyte van dit moet ons bereid wees om nog steeds te staan vir ons geloof. Want dit is wat dit beteken om 'n disipel te wees. Want as jy kan staan vir jou geloof in hierdie moeilike oomblikke, versprei jy die evangelie. Dan kan ander mense Christus in jou sien. En kan hulle sien dat dit werklik iets is wat lewens verander. So dis my uitnodiging na jou toe vandag. Laat hierdie disipelskap prinsipie in ons harte kom groei. Dat ons eerstens sal besluit om te volg, om hom werklik te volg. Nie net te sê ek is 'n Jesus volgelinge, maar om die besluit intentioneel te neem dat ek hom gaan volg. En dan tweedens om te verander. Nie bereid te wees om net dieselfde te bly nie, maar om die goed wat om my is, wat my beïnvloed, soms te bestuur. En nie toe te laat dat dit my reaksies bepaal nie. En dan die laaste vir is om te versprei. Nie skaam te wees om jou kruis op te neem nie. Nie skaam te wees om jouself te verloon nie. Want dit gaan nie lekker wees nie. Groeipyn is nooit lekker nie. So om te verander en om te versprei is nie altyd aangenaam nie. Maar is altyd die moeite werd. So dis my uitnodiging van disipelskap. Die uitnodiging van disipelskap is om myself die vraag af te vra, wat sou Jesus gedoen het? Ek ben vir die dag, jy moet jouself plaas, soos wat Dallas Willard gesê het. Wat sou Jesus gewees het as hy jy was? Wat sou hy gedoen het? Wat sou Jesus gedoen het? Mag ons onsself hierdie jaar hierdie vraag afvra. Wat sou Jesus doen? Kom ons sit en dan bid ons saam. Almagtige Here, wat 'n wonderlike voorreg is om weer by u voete te kan sit en te kan leer van disipelskap. Dankie dat ons kan leer uit 'n eenvoudige vers wat ons baie as kinders geleer het soms, en dit net bietjie anders benader. En Vader God, dis my begeerte vir elke persoon wat na hierdie kyk of na hierdie luister, dat ons werklik hierdie 3 V's in ons lewens sal hê. Dat ons intentioneel sal kies om te volg, intentioneel sal kies om te verander, en intentioneel sal kies om te versprei, die evangelie te versprei. Want dit hoef nie net 'n pastoor te wees of 'n evangelist nie, maar dit is in ons dade, elke dag sit aksies, gedagtes, waarin ander mense Jesus kan sien. Help ons om altyd 'n verskil te maak in ander mense. Laat ons die saad sal plant wat 'n lewe sal verander. Want dit is hoekom ons hier is. Ons is hier om 'n disipel te wees van U, 'n student, 'n leerling, 'n vakleerling van U. En daarvoor moet ek meer tyd met U spandeer. Dat ons opnuut 'n erns sal besef dat ons meer en meer met U moet sit. En soms net stil wees. Soms net van U leer in die woord of in gebed, of selfs in moeilike tye, dat ons van U af sal leer. Dat ons nie sal opgee om U disipels te wees. Dankie vir die voorreg wat ons kan hê om U te volg. 'n Volgeling te wees van U, 'n disipel te kan wees van U. Want dit is ook 'n wonderlike voorreg. Gaan weet elkeen van ons dat ons altyd onsself hierdie vraag sal vra, wat sou Jesus gedoen het? What would Jesus do in hierdie situasie? Dat ons bereid sal wees om ons kruis op te neem en onsself te verloor, ons agenda onder U te plaas. Dit is my gebed in U wonderlike naam.